Asai, goeiemiddag en welkom. Ek kuier vandag saam met die Droughtmasters en dan ook Meerkat. En dan ook altyd die voorreg om as ons Droughtmasters te praat, om saam met Marius te gesels oor die Droughtmasters en wat jy hierso by Hotspot se veiling kan sien. So as jy hier van Hotspot of baie welkom. Stappietjie saam met ons, gaan we hier 'n paar verse, koeie en bulle uitwys wat ons oogie gevang het, maar ook vir ons 'n tipe is wat ons hier sien. En dan moet jy nie vergeet nie, môre uur vir die tyd skakel op Meerkat. Daarso gaan ons al die lotte bespreek of meeste van die lotte en ons gaan deurgaan familielyne, al daai goedjies deurgaan en dan daarso kan jy ook lekker saam ons luister. So môre skakel ons maar lekker vroeg in. Maar kom ons gesels met Marius. Marius, hoe gaan dit? Baie goed, dankie met jou, Tinus. Nee, baie lekker, dankie. Marius, ons 'n paar lekker voorbeelde uitgehaal, maar as ons een ding sien hierso van die Droughtmasters is daar begin 'n lekker eenvormigheid deurkom en jy het so regtig gesê jy soek daai been en ek dink Stompie het geluister, dit kom deur. Nee, definitief, Tinus, hier's baie goeie diere wat goed aangepas is. Middle of the road tipe, medium ram en diere wat baie goed aangepas is. Ja, ons is verseker dink ek op die regte pad. Ja, gaan nou met die bulle kom. Kyk, bulle wys veral in medium ram. Maar kyk eens, kom hierdie verse hierdie, hy's nou net ouer as 'n jaar. En kyk net hierdie diepte, hier lengte. Jy's in die toplyn op hom. Dis eintlik ongelooflik. Ja, Tinus, ek dink dis uitstaande vers. Vroulik in die kop. Kyk die plotjies in die nek. Baie goed op haar toplyn. Kyk hoe goed is op haar lende. Kyk die lende van heup na sitbeen. Kyk waar kom hy bout af onder toe. Kyk die diepte van lyf. Goeie skoon onderlyn, mooi eiers en spene. Ek dink 'n baie goeie vers. Ja, definitief enetjie wat die ouens nie moet mis nie. Nee, verseker. En ja, ek sal so môreoggend sal ons meer kyk praat oor die top, die lyne waar hy geteel is, maar regtig enetjie vir die oog. En dan ja, kan jy sommer so 5 jaar lank so ook glad nie sleg nie, maar kom ons staan 'n bietjie aan. Dan ek veral fokus op die ongelooflike colors wat hier langs hulle staan. Kyk, as hy is wat sy teel en as jy na 10 kyk, ons kyk na lot 11. Kyk hier die kalf wat hier langs sal staan en as jy na die foto kyk, as jy sommer sien, hier kalf staan hulle al toe. Nee, dis 'n bittermooi vers kalf, Tinus. Kyk hy lengte van lyf. As jy nou die ma kyk en kyk hoeveel beter is die vers byvoorbeeld nou as die ma, as hulle so kan teel, eystervers. Verskriklike goeie lengte van lyf, baie goeie diepte. Sy het goeie been, daai been waaroor ons gepraat het. En hulle dra vleis en hulle is nog steeds vroulik. Ja, dan kan hy natuurlik opkop van hierdie jong enetjie van die vers is die haarkwaliteit is iets ongelooflik op so 'n jong vers en is lekker om dit te sien. Nee, dit is glad, ja. En hierso sy lê nou, maar ja, kan jy sommer sien hoe die breedte op die rug en hoe lê hoe Stompie praat van hulle lê hoog, kyk hoe hoog lê hierdie vers al, is eintlik iets ongelooflik. En kyk na die haarkwaliteit, uitstekende haarkwaliteit. Ja. So deurstap kan jy mense so vinnig 'n idee kry waar gaan ons stop. Dan gaan we lot 36. Lot 36 bietjie verder opstap. Maar dis maar soos ek kyk na die eiers, is my iets wat nog uitstaan met die Droughtmasters, ongelooflike eierkwaliteit wat hier so is en dit is lekker om dit te sien in 'n ras. Ja, nee, definitief, Tinus. Ek voel dis iets waarna ons ras ook 'n bietjie kan werk en ons gee verseker baie aandag daaraan. Maar ja, ons wen. Ons is verseker op die regte pad. Kyk net hoe hoog. Dis maar so 'n koei moet lyk. Ja, Tinus, kyk nou na die vers, Tinus. Kyk daai. Kom ons begin weer. Kyk die vroulikheid in die kop, kyk die nek. Kyk die breedte dan van haar bo op haar rug regdeur. Baie goed op haar toplyn. Kyk die lengte van heup na sitbeen. Weer eens kyk die wig wat die vers vir ons vertoon. Die kapasiteit, ek dink uitstaande vers. Hierdie is 'n bitter goeie vers. Baie naby aan kalf as ek so kyk na daai eier wat daar voor staan, maar as jy so langs sal kyk, as sien jy daai selfde kwaliteite dwars deur en Stompie wat regtig hierso 'n pakkie mekaar sit vir die ouens veral die vroulike diere reg lang kan kyk. Hierso is ongelooflike lengte, ongelooflike diepte en hy het 'n baie mooi been en vroulikheid aan almal van hulle. Tinus, ek moet vir hom gelukwens. Ag, hy het vroulike diere, die manlike diere, die bulle, uitstaande diere. Hier's regtig top vir die fynbroers. Die ware stoetelers is hier uitstekende diere en dan dink ek tog hier is 'n paar vir die kommersiële mark ook, ja. Ja, kom ons gaan stap na die bulle toe. Ek gaan sommer so terwyl ons na die bulle toe stap. Maar as ons so na die bulle toe stap en ons kyk na wat mense verwag binne in die ras en van die Droughtmasters, dan soek jy daai eenvormigheid, jy soek daai bietjie oor, jy soek daai tipiese Australiese tipe wat hulle sien en dit kom nou lekker deur en mens sien nogal ietsie spesiaals deesdae. Ja, nee, Tinus, definitief. En nou ons moet verseker kyk ook na ons kommersiële mark. Ja. En hier's baie bulle wat vleis dra. Dis wat ons wil hê, medium ram diere wat hou op die veld, wat weet wat is gras. En dis vir ons belangrik, ja. Ja, as jy net kyk hierso hoe hoog lê hierdie bulle en die kwaliteit van bulle. Maar as jy net waar stop, Puna genetika is iets waarna die wêreld te streef. Dit is maar besig om 'n neiging te wees. En ja, Puna Tinus is 'n bull lot 94. Dis 'n Puna.
Ja, ek dink hier kom ons nou by hom, dat ek net sien. Dink is enetjie wat jy maklik kan miskyk, maar ongelooflik. Ja, Hier is 94. Hier is hy. Kyk na die bal, dis 'n Puna bal, Tinus. Kyk daai diepte van lyf, kyk daai toplyn, kyk hoe sterk is hy oor die lende. Kyk hoe goed is hy geval agter die blaaie. Vir 'n Puna bal, kyk hy pragtige skede. Die been wat hy het, kyk die breedte op sy agterkwart, op sy sitbene. Hierdie bal is mooi aan mekaar gesit. Mense moet hierdie bal nie miskyk nie. Ek weet nie of jy op die kamera kan sien nie, maar die bespiering van daai bal agter die skof wat in die rug ingaan, is dit net ongelooflik. En is regtig ons neem nou hier teen die son. Maar daai bespiering is regtig goed en 'n ongelooflike sterk kop vir 'n Puna. Ja, Tinus, ek ben net vir sê, kyk na die bal se kop. Die bal is baie goed aan mekaar gesit. Kyk die been wat ons wil hê. Vir 'n Puna bitter goeie skede en die bal dra vleis. Ek dink dis uitstaande bal. Goeie toplyn en dan as jy kyk binne en buite tye, as ek hierdie bal moet vat, ek dink as ek een van die bal wat die volste is in sy binne en buite tye van al die bulle hierso. Ja, dis 'n baie goeie bal, Tinus. Ek hou baie van die bal. Okay. Ek jy sou aangaan ek aan die begin. Ons kyk dan lot 53, ek dink 51 tot 53 is ook 'n paar sterk lotte waar die ouens kyk en ek weet dis waar 'n paar van Stompie se gunstelinge lê. Maar ook daai tipiese Australiese look en daai kort op die been, early maturing tipe en presies wat die ouens wil hê. Ja, dis reg, Tinus, ons praat in Engels praat ons van 'n all-rounder. Ja. En ek dink as ons na hierdie bal kyk, hierdie tot 52. Ja, 52. Ja, kom. Hier's 'n besonderse bal, Tinus. Kyk Kyk die manlikheid ja, in kyk die manlikheid in die kop. Kyk hy breedte in die bors. Kyk sy toplyn. Ja. En ons het nou gepraat van jy toe jy deel geraak het van die ras. Jy sê jy 'n bietjie meer been, 'n bietjie meer vleis kan dra. En dan sê ons hulle so 'n bietjie korter op die been en just wat 'n ongelooflike voorbeeld van wat 'n ras kan doen. Tinus, hier's 'n vroeg rypel, medium ram. Die bal praat van homself. Kyk sy toplyn, kyk hy diepte van lyf. Pragtige skede, baie goeie testes. Kyk hierdie agterkwart, ek wil net so 'n bietjie afkom. Nee. Kyk op my agterkwart. Kyk hoe goed is hierdie bal aan mekaar gesit. Kyk hoe breed is hy. Kyk hy buite, kyk hy testes. Stert hang op die grond. Een van die beter Droughtmaster-bulle wat ek gesien het. Hierdie is 'n top bal. Topbal en dit is die tipe ek dink amper waarna baie van die ouens streef. Die ouens graag wil sien en dan kom hy ook uit die albekende Silver Bullet en Silver Bullet wat ek altyd gevoel het is dalk 'n bietjie groter, maar as jy kyk wat hy teel, dan teel hy Hy maak hulle verseker mooi, ja. hy maak hulle bitter mooi. Hy sit hulle mooi aan mekaar. Ja, hulle is goed, soos ek sê, hulle is goed aan mekaar gesit. Ja. En ook net so kyk pragtige skrote maar Christopher het dan net gesê hy's jaloers. Hy kan baie van ons jaloers maak, Tinus. Ja, en maar hierso weer eens nog so 'n pragtige voorbeeld. Weer daai medium ram, middel van die pad tipe en as jy kyk na lot 51 tot 53, dis drie goeders wat vir jou goed gaan regmaak op jou plaas. Verseker, Tinus, hierdie is diere wat baie goed op hou se kudde kan regmaak. Ek meen, jy gaan altyd terug en as jy 'n bil koop, moet jy gaan kyk wat is verkeerd in jou kudde of nie noodwendig verkeerd nie as jy wil dieper hê of langer hê en daai tipe van ding. En dan moet jy dit gaan soek en dan hierdie eerste 3 lotte of 4 lotte is bulle wat in enige kudde bydra sal maak. Ja. Ek dink die een ding wat ook uitstaan is hiersoos van koöperasie. Die mense wat koöperasie ken nie, is al 'n paar vroulike diere en manlike diere in koöperasie nou regtig net goed geteel. Ek weet Stompie het hom later gaan terugkoop, 2 keer teruggekoop om die bul te gebruik en die bul teel ongelooflik goed en is eintlik lekker om dit te sien. Ja, nee, definitief, Tinus. Weet as hy Stoethou sy bil verkoop het, nê, en hy sien die kalvers daarna val en hy koop die bil terug, dan moet jy weet, dan dink hy baie van daai bil, so ja. Ja, daai bil het by aangeloop dink ek van Meerkat en hy het op 'n paar ek by nog iemand geloop dink ek. Ja, en ek weet hy geloop. Hy het in die Vrystaat iewers geloop hier op die grens. Ja, ek is nou nie seker nie, maar ek kan net sê as jy hom gaan terugkoop dan moet jy weet daar's iets in hom wat jy wil hê, ja. Ja, en hy het wragtig wat jy kan doen. En koöperasie, ek dink dis 2 koöperasie dogters op die veiling en dit beteken as hy bulle kan teel, hy teel vir jou manlike diere iewers doen hy ietsie reg. Ja, nee, definitief, Tinus. Dis wat jy te bou wil hê. Marius, ek sê vir jou baie dankie. Ons maak later weer ons gesels môreoggend. Ja, baie dankie, Tinus. As dit ons gaan net nou saam met Meerkat oor die Borane gesels, maar van hier af nou vir die Droughtmaster, dis val eers en dan môreoggend van 10:00 af kan jy op Meerkat TV gaan kyk. Dis nou Meerkat daarso op hulle livestream gaan kyk en daarso gaan ons vir 'n uur voor die tyd die lyne bespreek, ons gaan die telings bespreek en ons gaan deur al hierdie goedjies gaan. Maak seker jy mis nie hierdie enetjie uit nie. Môre is 'n eerste vir Meerkat en ook vir my en ek sien uit om lekker saam met hulle te werk. Tot die volgende keer, totsiens.